Ek wil graag vanoggend 'n bietjie saam met julle dink oor vergifnis. En ons gaan lees uit Matteus 18, daarvan af vers 21 tot en met vers 35. Matteus 18 vanaf vers 21. Die plig om te vergewe. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal my wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie. En hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ons lees tot sover. Hoekom is ons in die kerk vanoggend? Hoekom lees ons vanoggend uit die Bybel? Om so saam te wees as kinders van die Here is spesiaal. Ons wil die Here loof en ons wil hom prys met ons saamwees hier. Ook met ons sang, ons musiek en ons ritme wat in ons is. En ons wil ook sy teenwoordigheid beleef. Ons lees sy woord sodat ons God beter kan leer ken. Want hy openbaar homself aan ons deur sy woord. Ons het nou hierdie gedeelte in Matteus gelees. En vergifnis kan baie maklik wees, maar dit kan ook baie moeilik wees. Ons moet ander vergewe, maar ons moet ook onsself vergewe. En dan begin vergifnis sommer in ons huis, in ons gesin. Want dit is mos so dat ons in die gesin stry kry, man en vrou. En elke keer wat daar 'n stry is, dan is die man mos verkeerd en die vrou is reg. Die man dink hy is reg, maar sy vrou oortuig hom dat hy nie reg is nie. Maar hierdie keer kry hulle stry en die man maak baie seker dat hy reg is. Hy het al die teenargumente wat sy vrou teen hom kan inbring oorweeg en die saak van alle kante kyk en hy's baie seker hierdie keer is hy reg. Maar sy vrou wil nie bes gee nie. En nou is hy kwaad. Hierdie stryery het nou al Sondag aand gebeur en so gaan dit deur die week. En daar's hierdie atmosfeer in die huis. Dis soos die TV wat anders, maar daar's nie klank nie. Dis 'n skewe kykie wat na mekaar gegee word. En as daar met mekaar gepraat word, is dit deur sulke stywe lippies. 'n. 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 'n
Die man kan nou nie eintlik meer mooi onthou hoekom is hy reg nie, maar hy weet hy is reg. Hy kan eintlik nie meer onthou waaroor hy die verskil gegaan nie, maar hy's kwaad omdat hy reg is. Dis so sinneloos. Sê die reg om reg te wees op en vergewe mekaar. En dit is mos nou so, dat die man en die vrou voel, maar nou is ek te nagekom. En dan voel jy kwaad. Maar word net stil by die Here en sê, Here, maar ek vergewe my vrou. Ek vergewe my man. En ek sê nou vir jou, die eerste ding wat jy gaan beleef, daar gaan nie kwaad in jou hart wees nie. Jy gaan vrede beleef. En dit is omdat jy vergewe het. Maar as jy vergewe, moet jy ook vryspreek. En kan ek die mans goeie raad gee vanoggend? Moenie probeer om jou vrou se bedrading uit te sorteer nie. Jy gaan 'n groot kortsluiting veroorsaak. Wees maar net baie lief vir haar soos wat sy is. Ons kan gerus maar weer in Efesiërs 5 gaan lees wat Jesus vir ons leer oor die huwelik en oor die man en die vrou hoe hulle met mekaar omgaan. Maar nou verskuif vergifnis 'n bietjie verder. 'n Goeie vriend van jou het jou te nagekom of beledig en jy is kwaad vir hom. Maar jy besef jy sal hierdie ouma moet vergewe. En dis daarom ook nie te moeilik nie. En jy vergewe hom. En daar is weer vrede en harmonie in julle vriendskap. Maar nou begin vergifnis moeiliker word. En ek wil graag ietsie van Dominee Pieter Badenhorst se verhaal met julle deel oor vergifnis. Hier in die vroeë 90's is hy met vakansie by die see. Hy was 'n dominee in Pretoria, hy het ook nou onlangs afgetree. Sy ma bly in De Wetsdorp, klein dorpie. Sy ma is hierdie geliefde tannie in die dorp, die oraliste. Die een wat altyd bereid is om te help as daar iets gedoen moet word, koeksusters gebak moet word. Jy kon altyd op haar staat maak. Dit was die liefdevolle tannie in die dorp. Hy's by die see en hy besluit, moet hy kerk toe gaan die Sondagoggend of nie, maar hy besluit hy moet kerk toe gaan. En daar het die Here hom alreeds voorberei van wat op hom wag. Hy kom by die huis en hy kry 'n oproep, maar sy ma word vermis. Sy het nie opgedaag om die orgel te speel by die kerk nie en sy is vermis. En bietjie later kry hy weer 'n oproep, hulle het sy ma se lijk gevind. Sy is wreed met 'n klip vermoor. Nou sy vakansie kort geknip, hy moet 'n Wetsdorp toe ry en hy weet hy moet sy ma gaan begrawe. Maar hy's kwaad vir die Here. En hy sê vir die Here, as hy terugkom in Pretoria, gaan hy die bediening los, hy gaan bedank uit die gemeente uit, hy gaan bedank as predikant, want hy wil niks meer met die Here te doen hê nie. Want hy preek Sondag na Sondag van God se liefde, en hy kan nie God se liefde sien in hierdie moord op sy ma nie. En hy ry terug van die see af en deur die Karoo worstel hy met die Here. Hy's kwaad vir die Here, hy's kwaad vir hierdie moordenaar, en hy dink wat hy als met hierdie moordenaar gaan doen as hy hom in die hande kry, sy wraakgedagtes, sy woede. En dan besef hy, maar as hy aan hierdie moordenaar doen wat hy aan hom wil doen, dan gaan hy self in die tronk beland, hy kan dit nie doen nie. Maar hy stoei met die Here terwyl hy so ry en hy's kwaad. En hy sê vir die Here, maar ek wil niks met jou meer te doen hê nie. Maar in sy worstel met die Here besef hy ietsie van vergifnis. En hy dink, maar miskien moet hy hierdie ou tog vergewe. Maar hy sal dit doen en hy sal vir die Here wys, maar dit sal nie werk nie. Hy is kwaad vir hierdie moordenaar. En hy voel nie om te vergewe nie. En hy sê wat hy op daardie stadium nie besef het nie,
is dat vergifnis niks met emosie te doen het nie. En terwyl hy so ry, sê hy, okay Here, ek sal in elk geval doen wat U vra. Ek is ingedoen, my ma is dood, ek kan niks aan hierdie saak verander nie, en ek kan tog ook niks met hierdie moordenaar doen, wat ek my voorneem om met hom te doen nie. Ek sal hom vergewe, en ek sal hom vryspreek. En hy sê dit, en ek wil vir julle lees in sy eie woorde, toe hy sê, hy vergewe en hy spreek hierdie moordenaar vry. Ek kan julle nie sê wat op daardie oomblik met my gebeur het nie. Ek kon dit eintlik nog nooit vir mense beskryf nie. Toe ek dit sê, het ek 'n fisiese belewenis. Dit voel vir my of iemand 'n vel van my lyf afpluk, so van my kop tot by my tone, en die volgende oomblik is alles weg. Elke negatiewe emosie, elke stukkie wrevel weg. Dit voel of ek in 'n ligleegte sit. Ek sê vir julle, ek skrik my wit, en ek besef, hier het nou iets bonatuurliks gebeur, waarmee ek glad nie rekening gehou het nie. Wat ek glad nie verwag het nie. Ek weet glad nie wat om hiermee te maak nie. Ek was ijskoud. En die volgende breekdele van sekondes flits 'n klomp goed deur sy kop. Onder andere ook die boodskap van die dominee toe hy daai oggend in die kerk was. En hy sê, ek besef op daardie oomblik hoe die Here my eintlik voorberei het hiervoor, en hoe ek eintlik nie gesien het nie, en dat die duiwel dit eintlik probeer keer het, voor die tyd. En julle kan gerus gaan Google, Pieter Badenhorst, dominee Pieter Badenhorst se getuienis, dan kan julle die hele getuienis van hom gaan kyk. Wanneer ons mense vermoor word en verkrag word, dan is dit menslik onmoontlik om te kan vergewe. Om te vergewe dit wat aan ons geliefdes gedoen word. Ons wil wraak neem. 'n oog vir 'n oog. Dis 'n mens se natuurlike reaksie. En ek het dit self beleef. In 1994 word my swaar vermoor op 'n plaas in Wenen. Hy het 'n klein seentjie van 3 jaar en dis 2 weke voor die geboorte van sy tweede kind. En ek kan nie vir julle sê wat die emosies gaan deur 'n mens wanneer jy met so iets gekonfronteer word nie. En vandag nog is die gevolge van daardie moord nog baie sigbaar in ons familie. Maar ek het besluit, ek sal wraak neem. Ek het nie geweet hoe nie. Ek het my pistool 2 jaar permanent by my gedra en gesê, gee my net 'n rede. Die probleem, jy bou 'n dik muur tussen jou en die Here as jy daardie besluit maak. In die tyd van die Jode, toe Petrus vir Jesus vra, toe was die aantal kere wat 'n mens moes vergewe 3 keer. Dit was die norm. En dan dink Petrus, as hy vir Jesus sê, maar Here, self 7 keer, dan dink hy is baie ruimhartig, want dis meer as dubbel as wat die toegelate norm was. Maar dan verras Jesus hom om te sê, ek sê vir jou selfs 70 maal 7. En nou is die vraag, is 490 keer nou die nuwe grens, die nuwe norm? Nee. Die voortvloeiende gelykenis verduidelik wat met 70 maal 7 keer bedoel word. Die saak waaroor dit gaan is dat God ons almal van 'n onbetaalde groot sondeskuld kwytgeskeld het. Elkeen van ons. En ek en jy moet in dankbaarheid eintlik oorstel wees dat ons mekaar moet vergewe. Eintlik skuld ek en jy mekaar niks anders as om vir mekaar lief te wees nie. Die Here leer vir ons, hy sê,
vergewe my ook soos wat ek my skuldenaars vergewe. En wanneer Jesus vir my en vir jou vergewe, dan is dit onvoorwaardelik. Dis volkome. Hy dink nie weer daaraan nie. Hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. Dit kan net nooit weer by mekaar kom nie. Want hy het die prys betaal aan die kruis. Vir my en vir jou. En ons moet net vir 'n oomblik besef, Jesus sit op hierdie oomblik aan die regterhand van God die Vader en hy tree in vir my en vir jou, vir ons skuld. Hy het betaal daarvoor. En is dit nie wonderlik om op ons aanklagte vrygespreek te kan wees nie? Want daar is reeds betaal vir ons skuld. Maar dis 'n keuse wat ek en jy ook moet maak om te kan vergewe. En dis nie 'n besluit wat gegrond is op emosie nie. Of ek en jy voel om te vergewe is nie, maak nie saak nie. Ons moet besluit, Here, ons sal gehoorsaam wees en ons sal vergewe. 'n Paar jaar terug het Louis en Hetty Brits hulle getuienis ook hier in 'n erfdeel kom lewer oor wat met hulle gebeur het, hulle roof, die verkrachting. En dat toe Louis en Hetty by mekaar kom, toe sê hy, ek voel nie nou so nie, maar kom ons doen die regte ding. Kom ons gaan op ons knieë en ons vergewe hierdie rampokkers vir dit wat hulle aan ons gedoen het. En hulle het dit gedoen. En die terapeute was verstom dat hulle nie deur al die emosies gegaan het wat 'n mens normaal deurgaan nie. Omdat die Here getrou is as ons gehoorsaam is. Julle kan gerus ook dit gaan Google en hulle getuienis kyk. Dit is beslis so, dat wanneer ek en jy gehoorsaam is, ook as dit kom by vergifnis, dan is die uitkoms daarvan baie anderster en positief, as wat dit sou wees as ons nie gehoorsaam is nie. Om nie te vergewe nie, is om soos gif te drink en te dink die ander ou moet doodgaan. Jy vergiftig jouself as jy nie vergewe nie. Die Here kom sê vir ons in Romeine 12 vers 19, my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Ons vernietig onsself as ons wil wraak neem. Want dan het ons nie meer vrede nie, ek het dit self beleef. Jy kan 'n masker opsit. Op daai stadium was ek leier ouderling in Warden in die kerk, en ek het selfs 'n Bybelstudie maandag aande aangebied, maar dit was 'n dop. Daar was niks binnekant nie. Dit was 'n masker. Ek het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Want as jy nie vergewe nie, dan raak jy verbitterd. Dan sien jy die mooi in die lewe nie raak nie. Jou gesondheid gee selfs in. Die bitterheid vreet jou uiteindelik op. En as daar iemand is wat moet vergewe, wat hier sit, wat luister, hoor wat sê die Here. En dan moet ons ook onsself vergewe. So baie mense loop rond met skuldgevoelens van dinge wat hulle gedoen het 50 jaar, 60 jaar, selfs langer terug. Dinge wat hulle gedoen het toe hulle nog roekeloos geleef het, voordat hulle in 'n verhouding met die Here was en vir hom gekies het. En hierdie skuldgevoelens druk hulle in die grond in. Hulle vra vergifnis, en as hulle dit klaar gevra het, dan vat hulle hierdie klomp skuldgevoelens en hulle gooi dit in die sak en hulle gooi dit oor hulle skouer en hulle loop weer daarmee verder. Ons lees in Jesaja 1 vers 18 tot 22, kom dat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, sal dit wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Die wonder is dat God bereid is om weer van vooraf met sy volk te begin as ons hier lees.
Al is hulle sonde hoe groot, hy kan dit vergewe. Skarlaken rooi en purperrooi dui op 'n helder, duidelike, sigbare kleur. Al is die volk se sonde hoe opsigtelik en duidelik, is God bereid om hulle te reinig, sodat hulle spierwit kan word, soos wol en soos sneeu. Die voorwaarde is egter dat hulle gehoorsaam moet wees en volkome toegewy moet wees aan God. Indien hulle egter volhard in hulle sonde, sal hulle uiteindelik totaal vernietig word. Ons moet 'n sonde besef hê. Ons moet weet dat ons verkeerd gedoen het voordat ons vergifnis kan vra. En dan moet ons opreg jammer wees oor dit wat ons gedoen het, en dan moet ons sonde opreg voor die Here bely. En ons moet ook weet vanoggend, daar is geen sonde wat so groot is dat God dit nie vir ons sal vergewe nie. Ek het self daarmee gesukkel, vergifnis gevra, maar bly skuldig voel oor die goed wat ek baie jare terug verkeerd gedoen het. En ek het eendag in hierdie selfde kerk gesit, so 'n paar banke hier in die middel, en ons het 'n lied gesing. Ek weet dat U luister en U spreek my nou vry. En toe ek daardie woorde sing, toe begin die trane uit my oë uitloop. En ek het nie mooi verstaan wat gebeur met my nie, want ek is nie so emosionele mens nie. En toe ek later by die Here stil word, toe het ek besef, maar die Here het my deur sy Heilige Gees aangeraak. Met daardie woorde. Ek weet dat U luister. U spreek my nou vry. En van daardie dag af, as die duiwel my sou kom herinner aan dit wat ek verkeerd gedoen het, dan kan ek dadelik sê, Here, ek gee vir U die eer, omdat U my vergewe het. U het my vrygespreek. En van daar af is daai skuldgevoelens weg. En ek kan ook vir jou sê, as die duiwel jou wil kom herinner aan dit wat jy verkeerd gedoen het, dan sê jy, Here, dankie vir U vergifnis. Dankie vir die vryspraak, ek gee vir U die eer. En jy sal nie meer skuldig voel oor dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Het jy al by die Here gaan sit, opreg in sy teenwoordigheid, en gevra, Here, ek is jammer, vergewe my oor dit wat ek gedoen het? Dis 'n wonderlike belewenis, om te beleef as ware dat die Here jou teen hom vasdruk, dat jy die vergifnis beleef, die vrede beleef, dat jy nie meer skuldig staan nie. Die Here is getrou. Los die skuldgevoelens, los die wraakgedagtes. As jy iemand moet vergewe, moenie uitstel nie. Doen dit nou. Vergewe daardie persoon en jy sal vrede beleef. Jesus kom demonstreer dit vir ons wanneer hy sy pad op aarde stap. Dieselfde mense wat net kort tevore skree, Hosanna, Hosanna, is dieselfde mense wat skree, kruisig hom, kruisig hom. Dis dieselfde mense wat maak dat hy gegeesel word, dat hy vals beskuldig word. Dis dieselfde mense wat veroorsaak dat hy onskuldig aan die kruis vasgespijker word. Jesus het nie 'n woord van verwyte nie. Inteendeel, hy bid aan die kruis, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar hang 'n opperste skurk langs hom aan die kruis, maar hierdie ou roep uit opreg, Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. En dan Jesus nie verwyte nie, hy het nie voorwaardes nie, hy sê vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus vergewe hierdie skobbejak, omdat hy opreg na hom toe uitroep. En net so
vergewe die Here vir my en vir jou, as ons opreg na hom toe uitroep. En dit moet tog iets trigger in ons, wanneer ons hierdie vergifnis beleef. Ons moet dan tog ietsie beleef van dankbaarheid. Ons moet tog ietsie daarvan beleef dat Here, ek wil vir U lewe, ek wil U eer. Want om so vrygespreek te word, vergewe te word, onvoorwaardelik, is net sy genade alleen. Maar dit is ook net 'n kind van die Here wat dit kan beleef waaroor ons vanoggend praat. En daar's so baie mense wat die Here nog nie ken nie, wat hierdie nog nie kan beleef nie. Maar die Here wil vir my en vir jou gebruik om ook die evangelie aan hulle te verkondig. Om ook vir hulle te kan vertel van Jesus, van God se verlossingsplan met die mensdom. Dat wanneer ons hom aanneem as ons verlosser, dat ons gered is, sodat ons ook die vergifnis kan beleef. En ek en jy moet gehoorsaam wees aan daardie opdrag. Here, ons loof U vir wie U is. Vader, Seun en Gees. En ons gee vir U die eer vanoggend. Daar is niemand soos U nie. Dankie vir die woord. Dankie dat U vir ons kom leer. Dat U vir ons kom toerus. En dis ons gebed vanoggend dat U vir ons deur genade sal help om te vergewe, soos wat U ons vergewe het. Want Here, ons wil rein en heilig in U teenwoordigheid wees, en ons kan, omdat U die prys ten volle betaal het. Dat ons vrygespreek is, dat ons skoon gewas voor U kan staan wit soos wol. Here, ek bid vir hierdie gemeente van Erfdeel, dat U ook vir hulle sal gebruik om die opdrag uit te voer om die evangelie te verkondig, daar waar elkeen van hulle gaan, dat ons gehoorsaam sal wees aan die opdrag. Seën ook vir hulle. En ons bid, Here, vergewe ons dit wat ons verkeerd doen. Vergewe ons dit wat skeiding maak tussen ons en tussen U. Ons gee vir U die eer, want U is die Here. Amen.